Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Die woord wat ek vir jou vandag wil bring, kom uit Genesis 26 vers 20. En ons kyk daarna hoe Isak in soveel worstelinge was. Vers 20 sê, en die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê, dis ons water, en daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle oneenigheid gehad het. En daarop grawe hulle ander put, en daaroor het hulle ook getwis, en hulle het dit Sitna genoem. En toe hy vandaar versit het, en 'n ander put gegrawe het, en daaroor nie getwis het nie, daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak, en kan ons vrugbaar wees in die land. En hy het vandaar opgetrek na Berseba. En die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, ek is die God van Abraham, jou vader, moenie bang wees nie, want ek is met jou, en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder, terwille van Abraham, my knegt. En toe bou hy daar 'n altaar, en hy die naam van die Here aangeroep, en sy tent daar opgeslaan, en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe. Hier sal jy sien, gebeur iets, wat presies gebeur het, toe Isak by vrede uitgekom het. Dit het nie by die vorige plekke gebeur nie. En as jy kyk, hoeveel twis daar was, en hoeveel putte daar gegrawe moes word, maar daardie nag, toe hy by Berseba uitgekom het, toe verskyn die Here aan hom, die God van Abraham, sy vader, wat vir hom sê, moenie bang wees nie, Isak, ek is met jou, ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder, terwille van Abraham, my knegt. Nou in ons lewe, kan daar baie twisplekke wees, probleme wees, bekommernisse wees. Daar kan plekke wees van slegte herinneringe, en dan is 'n mens nie op 'n goeie plek nie. Eers toe hy uitgekom het by die plek waar die Here ruimte gemaak het, kon hy vrugbaar gewees het in daardie land. En toe het die Here aan hom verskyn. In my binnekamer het ek al dikwels hierdie beleef, dat as ek in my siel kyk, dan weet ek ook, my siel is 'n plek van water. En as ek in my binneste eerlik is, en ek kan sê, daar is skommelinge, daar is roeringe, in die water, in die mekaarigheid, kan ek vir jou vanoggend sê, kan ek nie die stem van die Here so duidelik hoor in al die verwarring nie. Maar dis eers wanneer ek by daardie plek uitkom, van wees stil en weet wie die Here is, waar ek duideliker sy stem kan hoor. Want daar is baie goed wat om ons gebeur. En hier sien jy, hier word dit beskryf, hoe daar 'n getwis was by Esek, daar was 'n oneenigheid, en dan was daar ook by die ander put 'n oneenigheid, by Sitna, en toe het hy na 'n ander plek toe gegaan, en toe was daar nie meer 'n getwis nie, en hy het dit Rehoboth genoem en gesê, nou het die Here vir ons ruimte gemaak, en kan ons vrugbaar wees in die land. En dit is wat ek net vanoggend vir jou kan sê, is dat wanneer ons by die plek Berseba tussen hakies uitkom,
wanneer ons by die plek uitkom waar Jesus se bloed in ons lewe met ons kan begin werk, sodat daardie twis, daardie storms, daardie skommelinge, wat in ons siel is, kan rustig raak, kalm water kan raak, dan sal ons in daai water kan kyk, en ons sal self die weerkaatsing van ons eie gesig kan sien. En dan as die weerkaatsing van ons eie gesig kan sien, dan sal ons God se beeld begin sien, en dan sal ons begin sien, wat Isak beleef het, toe die Here aan hom verskyn het in daardie nag. En dit is waar die bloed van Jesus ons bring. As daar soveel woelinge in ons is, waar ons nie vergewe het nie, waar kwaad is, waar wrokke is, dan kan ons nie daardie rustigheid beleef, wat Isak beleef het, toe alles rustig om hom was nie. En wanneer ons hierdie ontsettende seer in ons het, dan kan ons ook nie by daardie waters van rus uitkom. En dit is wat ek vir jou vanoggend wil bid. Here Jesus, dankie vir Golgotha. Dankie dat U in my die rustigheid bring. Dankie Here, dat U binne my daardie Rehoboth bring, waar daar nie meer 'n twis is nie. En Here, wat ek onder U woorde kan staan. Here, dat ek weet, U is by my, en U sê vir my vanoggend, ek moenie bang wees nie. U is met my, en U sal my seën, en nie net vir my nie, maar my nageslag. Amen.